Nou vriende, as jy die woord, die Bybel saamgebring het, dan kan u blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5. 'n kragtige gedeelte, 'n besondere hoofstuk. 'n gedeelte, vriende, wat elke woord, elke teks is so kragtig dat jy as ware nie by die een teks verby kan gaan voordat jy diep gedink het en dit diep beredeneer het en ter harte geneem het totdat jy by die ander teks uitgekom het nie. 'n kragtige gedeelte. Mag die Here ons help om, soos wat ons lees, en miskien sal ek hier en daar iets onderbreek, dis gewoonlik nie my gewoonte nie, maar net om iets te sê oor dit, kragtige gedeelte. En kom ons lees dit en kom ons neem dit ter harte, want dit is God se woord. Hy kom aan die woord. En hy het vir Paulus geïnspireer, die gees van die Here gedryf, om dit vir ons te gee. Kom ons lees vanaf die eerste vers, 2 Korintiërs hoofstuk 5. Want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, dis nou hierdie liggaam, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God. Wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Met ander woorde, die Here het ons toeberei vir die ewige lewe. Hy is besig om jou en my voor te berei, om van hierdie tentwoning ontslae te raak. Hy is besig om jou voor te berei, elke oomblik, vir die hemel. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees, want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem, en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, nou hulle het Paulus beskuldig dat hy is uitsinnig, hy is kranksinnig, hy is van sy kop af. Want as ons uitsinnig is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons. Omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe. Sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. My vriende, liewe broer en suster, ons lees net tot daar uit die woord. Kom ons staan, die manne wat kan staan, kom ons staan, dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, ons nader tot U, deur Jesus Christus wat vir ons die weg berei het. Ons nader tot U deurdat die Gees van die Here wat in ons woon, ons het net nou hier ook oor van gesing, in ons harte woon en uitroep Abba Vader. Uiteen deurheen tot U is alle dinge, Here Jesus. U is die begin van die skepping. U is die eerstgeborene, U, Here, is die hoogste. Daar's niemand hoër as U nie. En Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ons voor U buig, U, die drie-enige God, dan is ons in erkenklikheid teenoor U. Want wat is die mens dat U aan hom dink? Wat is die mens se kind dat U hom besoek? U het U lewe vir ons kom gee, Here. U liefdesdaad het U seun se dood gekos, o Vader. Maar hy het opgestaan en hy leef, en hy gaan weer terugkeer. Ons weet dit uit die woord, soos Paulus dit ook hier duidelik in absolute sekerheid sê en verklaar. Ons weet, ek weet, as my aardse tentwoning afgebreek word, ek 'n huis van God het ewig in die hemele, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, dit is deur God. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dankie dat ons vir mense kan bid wat siek is. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat nie hier kan wees nie, vir hulle wat dalk met vakansie is, wat uitspan, dat die Here vir hulle sal bewaar. Here, hoe nodig het ons dit in hierdie tyd? Dat ons net weer bewus sal raak van die feit dat U gesê het, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Ons leef in moeilike tye, Here. Ons leef in baie onseker tye, ekonomies, op die politieke gebied, godsdienstig. Here, U weet van die wêreld, U weet wat oral gebeur, oorlog, die gerugte daarvan, Here, dit is met U nie onbekend nie, dit is bekend by U, Here. Maar ons dankie dat ons ook by U bekend is. En dankie, Here, dat ons nou as kinders van die Here voor U kan buig, om ook te hoor wat U vanmôre vir ons wil kom sê. Want Here, ons leef in die laaste dae. U berei ons voor. U sê in die woord, ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons moet deur die liggaam ontvang. Ons moet ontvang wat ons deur die liggaam verrig het, of dit goed is of kwaad. Help ons, Here, om tot die eer van U te lewe, om die goeie uit U hand te ontvang, die mooi so, en Here, te weet dat ons lewens het U geëer. Daarom wil ons nou vanmôre ook hierdie diens aan U kom toevertrou. Ons vra vir U, Here, dat U deur U Gees sal werk. Ons bid dit in Jesus naam met dank. Amen. Liewe vriende, liewe broer en suster, soos U nou gesien het, die tema vanmôre is, wat dryf jou? Wat dryf jou? Wat is dit wat jou motiveer en jou aan die gang hou? Jou laat opstaan elke dag, jou laat doen wat jy moet doen en veronderstel is om te doen. Wat is die rede van jou lewe? Wat is dit wat jou in my hart vul en jou so beset en aangryp, dat ek nie maar sommer net deur hierdie lewe net kan gaan sonder doel en rede nie. Daar was baie jare terug 'n strokiesverhaal. Ek dink die ouer mense sal dit seker onthou van die kinders, Lucky Luke, onthou jy hom? Hy het 'n perd gehad wat nog slegter as hy was.
En daai perd wou nie beweeg nie. Daai perd wou net nie vorentoe gaan nie. Lucky Luke was maar ook te bly. Nou ek self was nie 'n perderyter nie, en ek onthou baie jare terug, klompe jare terug, toe gaan ons as gesin saam met Dominee Fred de Waal hulle, ek dink dit was na die Willem Prinsloo plek toe, en daar was perde. Nou hou almal aan dat ek ook moet perdry. Maar hierdie ding is baie hoog. Ek hou nie daarvan om perd te ry nie. Ek het as kind op boeresport het ek met 'n perd gery waar hulle my getrek het, so getou het. Dis al wat ek van perdry af weet. En nou klim almal op daardie perde en woeps, daar gaan hulle. My perd was hy was slegter as Lucky Luke se perd. Hy wou nie loop nie. Ek was so bly oor daai perd. Hy het net daar omgedraai. Ek dink nie hy het 5 tree geloop, hy draai om. Ek was so dankbaar toe na daai perd, dat hy gesien het, ek wil hom eintlik nie ry nie, ek kan hom nie ry nie. Maar liewe vriende, terug by die onderwerp. Mense doen dinge omdat hulle spesifieke rede het, goed of sleg. Jy begeef jou in 'n situasie tot 'n besluit, tot 'n gebeurlikheid, omdat daar iets is wat vir jou sê, ek moet dit doen. Ons almal het dit. Ons kry dit op elke vlak van die lewe. Die moordenaar, die dief, die rower, die owerspeler, die politikus, die sakeman, die ambagsman, die predikant, almal van ons, elke mens, het een of ander motief, rede, doel, tot optrede, tot aksie, ook tot 'n gesindheid. Sommige mense word gedryf deur haat, ander deur vergeldings, ek moet my vergeld, ander het ander drange, welis, sondige hartstogte, ander sê ek moet in daardie posisie kom, daar's 'n magsbeheptheid wat hulle gryp, ander word gedryf deur hebsug, ander deur vrees, deur skuldverwyte. Die feit is, mens het motiewe. En ek sê weer, jy vind dit op elke vlak van die lewe, in die sekulêre lewe, die algemene lewe, die politieke lewe, finansiële, die godsdienstige lewe. Van daardie persoon wat met traktaatjies in die straat loop en uitroep dat julle moet tot bekering kom, tot daardie persoon wat bomme om sy middellyf slaan en daar tussen 'n skare inloop en homself die ewigheid gaan inblaas. Hy het 'n motief, hy het 'n rede. Hy dink dat dit wat hy doen is goeie genoeg rede om te doen wat hy doen. So vriende, ons word gedryf deur sekere lewenswyses of tot 'n sekere lewenswyse en aksie en dade. Nou in die deel wat ons vanmôre uit die woord van die Here gelees het in 2 Korintiërs 5, lees ons van 'n man, van Paulus. Hierdie man het geweet, hy is op pad hemel toe. Ons het dit begin lees. Hy het geweet, as sy aardse tentwoning afgebreek word, het ek 'n plek in die hemel wat God vir my voorberei. Maar nou sê hy ook dat, wel, ek is nou nog nie daar nie, en natuurlik voel ons sug, ons wil daar wees, ons is beswaard, oor die feit dat ons nog nie opgeneem is in die heerlikheid saam met die Here Jesus nie. Ons is nog op hierdie stof betrapte, deur mekaar aarde. Maar dan kom hy ook en hy verklaar hom, terwyl hy dan in hierdie liggaam is, want hy sê, of ek nou inwoon by die Here en of ek uitwoon, maak nou nie saak nie. Maak nie saak wat 'n kant van die muntstuk dit nou is nie. Hy sê in vers 9, of ons inwoon of ons uitwoon, ek lê my daarop toe, om hom welbehaaglik te wees. Met ander woorde, ek is gemotiveerd, terwyl ek op hierdie aarde lewe, die spore van hierdie aarde trap, terwyl daar nog asem in my longe is, ek lê my daarop toe, om hom welbehaaglik te wees. Dit is sy getuienis. Ons lees hier van Paulus, van hierdie man, wat geweet het, ek gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Daar gaan so 'n dag aanbreek. Ek gaan ontvang wat ek deur hierdie lewe, in hierdie liggaam, deur hierdie lewe verrig het, of dit goed is of kwaad. Vanaf vers 11 lees ons van 'n man wat sê, ons ken die vrees van die Here. Ons weet wie is God.
Ons sien dit in die blaaie van die woord. Hulle die woord, Paulus was 'n man wat geleerd was in die woord. Hy het die wet geken, hy het die geskrifte geken. Hy het Jesus Christus ontmoet. En hy en die apostels kon sê, ons ken die vrees van die Here, ons weet iets van God. En dan sê hy, ek het op 'n punt gekom, omdat hy vir my gesterf het, moet ek vir hom ook lewe. En dit is wat hy sê, want hy het vir ons gesterf. Ek wil dit net vir julle lees in vers 15, omdat ons dan van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, het hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is, so u kan sien, dat hier is motiverings in hierdie man se lewe. Ek gaan lewe, ek weet ek gaan voor die Here Jesus staan. Ek ken die vrees van die Here. Daarom leef ek nie sommer net onverskillig en onverantwoordelik nie. Daar is sekere verantwoordelikhede wat vir my gegee is. Daar's 'n taak, daar's 'n roeping op my skouers, in my hart. Hy sê en ek weet hy het vir my gesterf, so ek moet vir hom lewe. En dan lees ons van hierdie man wat 'n duidelike, dringende uitroep het, 'n boodskap, in die lig van die vrees wat hy ken van God, in die lig van die feit dat hy weet waantoe is hy op pad. Dan begin hy te bid, en hy roep, laat julle met God versoene, vers 20. So daar's 'n dringende passie in hierdie man se hart. Nou as Paulus vanmôre hier kon staan, dan kon ons vir hom vra, Paulus, maar wat is dit wat jou so gemotiveer het? Wat is dit wat hierdie dringendheid in jou hart gesit het, of ek dan inwoon of uitwoon, ek moet hom welbehaaglik wees? Wat is dit wat gemaak het dat ek is van mening dat hy vir ons gesterf het, en daarom behoort ek vir hom te lewe? Wat is dit wat Paulus so aangegryp het? Wel, liewe vriende, as jy nou sy geskiedenis gaan lees in die woord van die Here, en sy getuienis begin lees, dan kan 'n mens vir hom vra, Paulus, wat is dit? Wat is dit dat jy in 'n stadium, soos hy dit sê in Filippense 3, dat hy sê, alles wat voor my bekering was, beskou ek as drek. Dis absoluut niks seggend. En dat in 'n stadium, soos hy dit uitroep in Galasiërs 2:20, moet sê, en dit die getuienis van sy hart maak, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. En wat hy sê, maar Christus leef in my. Ons kan vir Paulus vra, Paulus, wat is dit wat gemaak het dat mense soos Agrippa vir jou gesê het, jy's van jou kop af, jy's kranksinnig, jy's uitsinnig. Hoe is dit dat jy hierdie dinge gehad het en beleef het? En as jy sou gaan lees iets oor sy lewe in 2 Korintiërs hoofstuk 11, oor dit wat hy ervaar het, hoe dat hierdie man geslaan is, in vervolging was, in doodsgevare, in gevangenskappe. En hy beskryf dit daar, dikwels skipbreek gelei, dikwels in die gevare van rowers, misdadigers, in arbeid, slapelose nagte, honger, dors. Paulus, wat het gemaak dat jy dit alles verduur het? Sal jy met my saamstem, liewe vriende, liewe broer en suster, dat dit wat hierdie man aangegryp het, moet iets baie besonders gewees het. Iets wat geweldig waardevol is. Iets wat geen geld ter wêreld kon koop nie. Iets wat niemand hom kon bied nie. Iets om voor te lewe, sowel as om voor te sterwe. Die wêreld met al sy dinge, en al die potensiaal, en Paulus het baie potensiaal gehad, hy het hoë posisies beklee, voordat hy gered geword het, dit kon hom dit niks bied nie. Dit moes iets gewees het, wat hom so aangegryp het, dat hy gesê het, ek kan nie anders as om te lewe soos ek lewe, en te glo soos ek glo, en te doen soos ek doen nie. En dis die vraag, wat is dit, Paulus? En liewe broer en suster,
Dit is opgesluit in een enkele, eenvoudige sin. Want die liefde van Christus dring ons. Dominee, maar is dit nie so algemeen nie? Ons almal hoor en weet van liefde. Liefde het so algemeen geword. Maar let op vriende, dit praat van die liefde van Christus. Dit praat nie eers van sy liefde vir Christus nie. Ons weet dat hy en die apostels en hulle as kinders van die Here, het die Here Jesus waarlik met oorgawe lief gehad. Anders sou hulle nie so geleef het en dit verduur het wat hulle in daai tyd verduur het nie. Maar dit gaan vir hom oor daardie onvervangbare, daardie besondere liefde van die Here, dat God hom lief gehad het, dat die Vader hom lief gehad het, dat Jesus Christus hom lief gehad het, daardie onvoorwaardelike, ewige liefde, wat alles opgeoffer het, wat die hemelse heerlikheid verlaat het, prys gegee het, om homself te verneder tot die gestalte van 'n diensknegt. Daardie liefde wat gemaak het dat Jesaja 53 vers 10 vir ons sê, dit het die Vader behaag om hom te verbrysel. Ek het vir in een van die dienste wat ek gebring het vir u gesê, dat daar soms teksverse wat jy net nie reg menslik kan beredeneer nie, jy kan dit nie verstaan nie. Hoe kan ons dit verstaan? Dat iemand sy seun, dat dit hom behaag om hom te verbrysel. Maar vriende, dit spreek van goddelike, ewige liefde vir 'n verlore mens. Maak nie saak wie daardie mens is nie, maak nie saak hoe daardie mens lyk nie, maak nie saak wat daardie mens doen nie, God het daardie mens, en God het die verlore mens lief. Vriende, is daardie liefde wat alles gegee het, wat die Vader hart geskeur het, wat Jesus sy bloed laat vloei het, wat gemaak het dat hy, Jesus, is die begin van die skepping. Niks het ontstaan sonder die Here Jesus nie. Uit hom en deur hom tot hom is alle dinge. Hy het 'n vloekdood vir ons kom sterwe, soos 'n misdadiger gereken, kom sterf hy vir ons, terwyl hulle hom spot en hoon en beledig. Vriende, is hierdie liefde wat Paulus en die apostels in daardie tyd so aangegryp het, dat hulle nooit kon omdraai terug na hulle vorige lewenswandel toe nie. Dat hulle nooit in 'n hoekie kon gaan sit en gesê het, wel ek is klaar nie, laat ander nou maar aangaan nie. Dat daar nooit 'n stadium in hulle lewe gekom het waar hulle gesê het, wel kyk wat het ons nou alles opgeoffer nie. Hulle het altyd gekyk na wat Christus gedoen het, wat God gedoen het. Dis waar vandaan sy verklaring kom in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek is dood. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou deur die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, hoor mooi, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. My vriende, daarom is hierdie teksvers nie sommer net so eenvoudig nie. Dis sy verklaring, dis sy motivering, dit is wat ons behoort te dryf, ons motivering in gans hierdie hele lewe. 2 Korintiërs 5 wat sê, want die liefde van Christus dring ons. Die vraag is, wat beteken dit om gedring te word? Want jy sien, dit kan op die oog af lyk asof, wel, jy moet nou maar doen, of jy nou dit wil of nie, jy moet dit nou maar doen.
Jy's half gedwing om dit te doen. Jy's eintlik teensinnig, ek wil eintlik nie soos kinders, ek wil nie dit doen nie. Maar pa het gesê ek moet, nou moet ek maar. Dis nie waaroor dit gaan hierson nie. Dit is nie as Paulus sê, die liefde van Christus dring ons, om te sê, wel Here, dis nou maar eintlik teen my sin nie. Dis nie soos wat jy 'n protter vat en 'n bees deur 'n druk gaan druk nie. Hy moet daarin nie. Dis nie die gedagte nie. Maar weet jy, wat is die gedagte van hierdie woord? Die gedagte van hierdie woord is dat dit het hom aangegryp. Dit het eintlik sy verstand te bowe gegaan. Dit het hom eintlik beset tot absolute algehele oorgawe. Jy sien hierdie woord in die oorspronklik is die woord suneko. En dit beteken om beïnvloed te wees. Om geokkupeer te wees, beset te wees. Dit beteken om vasgedruk, vasgehou te wees. Met ander woorde, as hy sê dat die liefde van Christus dring ons, dan sê hy, ek word daardeur vasgehou. Ek word daardeur gedrywe. Dit is die totale beïnvloeding van my lewe. Ek is daardeur beset. Hulle het hierdie woord in daardie dae gebruik, as iemand gearresteer is, dat hy niks kan doen nie. Hy is gearresteer, hy is in hulle mag. Hy is in die mag van die meester, hy kan niks doen nie. Of so soldate, wanneer soldate gemarseer het, nou jy weet mos in daai dae, het die soldate in sulke groot groepe gemarseer. En dan het hulle aanvoerder gehad. En veral as hulle nou op 'n veldslag moes gaan of teruggekom het, dan was daar altyd 'n vlag bokant hulle. En hulle loop agter daai vlag en hulle het hierdie vlagdraers gehad. En dis hulle vaandel. Ons marseer op die lese van hierdie vaandel. En Paulus het gemarseer onder die vaandel van goddelike liefde. Hy is onder hierdie vaandel die slagveld in, die strydveld in, tot die dood toe. Nie vir hom saak gemaak wat vorentoe lê nie, wat daar is nie. In 'n stadium sê hy, ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. Maar as ek deur die gees van die Here gedryf word, dis waaroor dit gaan. En die gees van God word beskryf in die woord van die Here as die gees van liefde. Hy was aangegryp daardeur. 'n baie besondere gebruik van die woord, van hierdie woordjie suneko, vind ons ook in Lukas 4 vers 38. En daar in daai gedeelte lees ons van toe die Here Jesus in die huis van Petrus kom, en daar lê sy moeder, Petrus se skoonmoeder, lê daar aangetas deur die koors. Dis dieselfde woord. Aangetas. Jy weet wat koors maak. Koors tas jou aan. Dit beïnvloed jou dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Jy wil, maar jy kan nie, jy is siek, jy voel ellendig. Wel, dis ook eintlik die woord, vir hierdie woord, dring. Ek is aangetas, maar nou deur die liefde van Christus, en daai aantasting is 'n liefde wat motiveer tot absolute algehele oorgawe. Met ander woorde, die liefde van die Here Jesus het hom aangetas, het hom aangegryp, het hom gevange gehou, het hom beset. Die besef dat Christus vir hom, weer een van daai teksverse wat eintlik 'n mens se verstand te bowe gaan, sonde gemaak is, sodat ek kan word geregtigheid van God in hom. Met ander woorde, vriende, dat ek deur die daad van Christus onskuldig kan wees. In sy geregtigheid, deur die prys wat hy betaal het, totaal skuldloos kan wees, asof ek in my lewe nog nooit sonde gedoen het nie.
Dis daardie liefde waarvan ons lees in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, wanneer? Toe ons nog sondaars was. En ek weet nie van u nie, vriende, maar as ek na my eie lewe moet terugkyk, dan sê ek, Here, ek het dit nooit kon verdien nie. Toe ek nog in my sonde geleef het. En soos die Here Jesus in 'n stadium vir die Fariseërs en skrifgeleerdes gesê, as julle my nie glo nie, gaan julle in julle sonde sterwe. Ons almal was besig om in ons sonde te sterwe. Het Christus vir ons kom sterf. En in Romeine 5 vers 25 sê, dis daardie liefde, wat die Seun van God, die Bybel sê, hom het God voorgestel in sy bloed. Die woordjie voorgestel wil vir ons sê, daar is my seun, kyk hoe lyk hy. Dis hoe hy is. Dis die prys wat hy betaal het. Ek stel aan julle my seun voor, in sy bloed, as 'n versoening vir ons sondes. En dit is waarom Johannes kon skrywe, in 1 Johannes 4 vers 19. Johannes was die apostel van liefde, dat hy kon skrywe, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. My vriende, ek wil vanmôre vir julle sê, as niks jou aangryp nie, en jou dryf en dring nie, en daar is baie dinge wat ons kan aangryp en dring en dryf, daar is soveel stemme wat aan ons kant toe kom, daar is soveel aanbiedings, daar is soveel dinge om te doen en te leef voor, maar die liefde van Christus behoort jou en my hoogste dryfveer te wees. Jou hoogste motivering, dit moet my dryf. Om te doen wat die Here sê in sy woord ek moet doen. Om gehoorsaam te wees aan dit wat God sê in sy woord. Om af te lê dit wat ek moet aflê. Om te verlaat wat ek moet verlaat. Om te kruisig wat ek moet kruisig. Selfs om te verduur wat ek moet verduur, om te getuig waar ek moet getuig. Moenie maar sommer net slap te gaan sit nie. Rustig te wees en te sê, wel, dit is nou maar die verloop van die wêreld, daar's ander wat dit kan doen, daar's ander wat kan getuig, daar's ander wat kan bid, daar's ander wat kan dien. Nee, vriende. Wat is dit? Wat is dit wat jou laat staan wanneer ander gaan sit? Wat jou vorentoe laat gaan wanneer ander agteruit gaan? Wat planne maak en sê, kom ons doen dit, wanneer ander sê, wel ek weet nou nie meer nie. Wat is dit wat jou dryf? Is hierdie liefde van die Here. Wanneer ek en jy dit begryp en besef, vriende, en jy weet, dit kan so vinnig uit ons hart uitgaan. Die eerste gemeentes van Efese, hulle moes in 'n stadium hoor, ek het dit teen jou in Openbaring 2, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Mag die Here ons die genade gee om terug te kom en te besef wat Christus vir ons gedoen het, en dit die dryf van ons lewe sal wees. Wanneer iemand in besit daarvan kom, liewe vriende, dan is ek deur die liefde van Christus gearresteer. Dit dryf my. Dit dryf my om reg te maak waar ek moet reg maak. Dit dryf my om vergifnis te gaan vra en te bied waar dit moet wees. Dit dryf my om alle sondige dryfvere en vrese uit te kry en totaal aan die Here oor te gee in geloof, om in 'n absolute oorgawe en 'n nuwe verantwoordelikheid te leef teenoor die Here. Wanneer God se liefde my hoogste motivering wees. Dit moet my lewe beïnvloed. Dit is wat gemaak het, vriende, dat talle kinders van die Here deur die jare met 'n roeping geleef het, met 'n passie geleef het, met 'n getuienis geleef het, as boodskapdraers,
bereid was om hulle lewe af te lê, omdat die liefde van die Here hulle gedring het. En ten slotte om hierdie boodskap af te sluit, gaan ek net vir u 3 dinge noem. Daar is meer in hierdie gedeelte, maar ek gaan net vir u 3 dinge noem. Wat gebeur wat is die uitwerking, wanneer ek gegryp word, gearresteer word deur die liefde? Wel, die eerste is, jou lewe sal geleef word tot die eer van God. En my liewe vriende, as 'n mens dink aan die eer van God, is dit alle kere waar die Here vra, as ek dan 'n Vader is, waar is my eer? Om hom te verheerlik, om hom te eer, om hom te dien, om hom te aanbid, om so te praat dat dit God sal eer, om so te doen dat dit God sal eer, om so op te tree of nie op te tree nie, dat dit God sal eer. En dis presies wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 9, hy sê, en dit is vir my weer een van daardie woorde, ons glo aan die woordelikse inspirasie van die skrif. Elke woord is daar, dit moet daar wees. Daarom kan ons nie sommer net wegneem of byvoeg soos ons wil nie. Hy sê, daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon en of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Weereens wat ek net nou gesê het, maak nie saak wat ek kan, die minste ek val nie inwoon of uitwoon, my lewe wil God en moet God en sal God welbehaaglik wees. Maak nie saak wat 'n terrein ek beweeg nie, waar ek my bevind nie, waarmee ek besig is nie, om God welbehaaglik te wees. Dit is wat goddelike liefde doen. Dit bring jou tot daai oorgawe, 'n welgevallige lewe-offer aan die Here. En dan daarmee saam, jou lewe sal geleef word met Jesus as die middelpunt van jou totale lewe. Jy weet vriende, ons kry dit baie dat mense praat van God, hulle praat van die Heilige Gees, praat van die Here Jesus. Maar is Jesus die senter van hulle lewe? Jesus is die bron van jou lewe, is die bron van jou getuienis. Die Vader het hom gegee, die Heilige Gees laat die lig op Jesus val. So ek is 'n verkondiger, ek is 'n boodskapdraer van Jesus Christus. My lewe sentreer rondom Jesus Christus. Al beskou ander jou as, jy is nou te erg. Kranksinnig, Paulus, is jy van jou kop af, Paulus? Ek leef nou geset met een doel. Ek leef vir die Here Jesus Christus. Ek is uitverkoop aan hom. Ek is 'n getuie van die Here Jesus Christus. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Uit hom en deur hom is alle dinge. En dit is wat hy ook hier skryf in 5 vers 15, 2 Korintiërs 5 vers 15. Hy sê, omdat ons dan van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, dan het hy vir almal gesterwe. Christus het vir almal gesterwe. En hy het vir almal gesterwe. Sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dis die bottom line. Om vir Christus te lewe, want hy het vir ons gesterf en vir ons die lewe kom gee. En dan die laaste ten slotte, wanneer dit my dryfveer is, die liefde van Christus, dan word ek een of ander boodskapdraer. Ek word 'n gesant van die Here. En 'n gesant van die Here is nie net die dominee in die kansel nie, of die ouderling in die bank nie. Ons almal het 'n boodskap. Ons is getuies van en vir die Here Jesus Christus. En Paulus skryf in vers 20, hy sê, ons tree dan op. Met ander woorde, dis my optrede, dis wat ek doen, ek is daarop uit om dit te doen. As gesant om Christus wil, asof God deur ons vermaan, vriende, die Here stuur nie 'n klomp engele gaan sê, gaan getuig daar vir daai mense, of red hulle, of help hulle nie.
Die Here gebruik ek en jou, vir my en vir jou. Asof God deur ons vermaan. En hy maak dit die erns, die gebed van sy hart. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. So vriende, die liefde van God maak van jou en my 'n getuie, 'n sielesoeker. Ek dink ek het in van die boodskap ook gesê, ons kan nie almal in die kansel staan nie. Ons sal ook nie almal van ons gaan in die straat beweeg in nie. Maar ergens daar by my huis, daar tussen my vriendekring, daar tussen my kinders, daar by my kleinkinders, ergens gaan ek optree as 'n gesant van die Here. Want hoekom is dit so? Ek kan nie anders nie. Ek is gedryf deur die Christus, deur die liefde van Christus. Ek is daardeur gearresteer. Ek het 'n boodskap om te verkondig. Daar's 'n evangelie, daar's iemand wat vir my gesterf het. Daar's iemand wat my gaan kom haal, daar's iemand voor wie ek gaan staan. Ek word gedryf deur die liefde van die Here Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 14. Want die liefde van Christus dring ons. Mag dit jou en my, vriende, in hierdie tyd waarin ons lewe, ons motivering wees, dat dit ons dryf, om tot eer van die Here te lewe, om te lewe met Jesus as die kern van ons lewe, die senter waaroor alles gaan, en met 'n boodskap in ons hart, Christus se liefde het ons gearresteer. Amen. Kom ons gaan ons hoofde buig en gaan ons saam bid. Dierbare Here, ons kan die boodskap bring, ons kan dit aanhoor, maar die Gees van God werk dit in die hart van mense. Gees van die Here bring die motivering, die oortuiging, hy bring die lewe, want hy laat die lig op die Here Jesus val. En een van die dae, Here, herdenk ons die kruisdood, die versoeningsdaad van Jesus Christus. Die liefde van God wat sy seun gegee het. Here, help ons om in daardie liefde ook te gaan lewe, te gaan doen, verantwoordelik op te tree teenoor U, tot U eer te lewe, getuies vir Jesus te wees. En ons weet, Here, uit onsself uit is ons nie by magte daartoe nie. Uit onsself uit, Here, het ons nie die vermoë nie. Uit onsself uit, Here, as ons volgens die vlees moet lewe, dan gaan ons antwoord op die roepstem van die vlees en van die wêreld en van die ou duiwel. Maar ons wil bid, Here, dat die liefde van die Here ons ore toemaak vir die wêreld en vir al die roepstemme om ons, sodat ons hart gerig sal wees op die Here Jesus. Vul ons opnuut met U liefde, Here. U woord sê in Romeine hoofstuk 5, dat die Gees van die Here het goddelike liefde in ons harte uitgestort. Help ons om dit opnuut te begryp, te besef, en daarvolgens te lewe. Here, U kry die eer, die dank, die aanbidding, in Jesus se naam. Amen.